woord te bring. Daar's 'n woord in my hart wat nou al 'n geruime tyd, kan ek maar sê, stir in my gees. Ekskuus vir die Engelse woord. Ek weet net nie 'n roering in my gees of dit 'n beter woord seker ook is nie. Ja, so vanoggend ek luister so deur die worship set en ek beleef net hoe elke song, elke lied, kyk Magda, Afrikaans. Hoe elke lied net so inweef in wat die Here op my hart kom lê het. En ek meen, ek en Anja het nie eers gepraat oor die woord wat ek deel vandag nie. So, as ek dink aan die eerste lied, Redding, sal almal saam met my stem dat in Jesus is daar redding. In sy bloed is daar verlossing. In sy bloed is daar genesing. In wie hy is, sy naam is daar krag. En in dit alles kan ons vandag uit genade uit en hoop in hom hier staan. Of sit. Elkeen van ons het 'n storie. Die Here weef elke liewe ding in ons lewens in. En partykeer maak iets in ons lewens net dood eenvoudig nie sin nie. Maar hy bring altyd hoop, want sy naam is Jesus. Amen. So vanoggend, wat ek wil deel is bietjie meer oor die koord van verlossing. Weereens, ek het nie geweet wat die band gaan sing nie, maar oor redding. Daar's verlossing in sy naam, daar's verlossing in sy bloed. As ek kyk, ek wil vir julle 'n prentjie gee. Ek dink so aan 'n storie wat ek al gekyk het op 'n tyd. Die storie, daar was 'n tyd waar daar Kersfees was, ek weet nie wie vier Kersfees en hoe lyk elkeen se Kersfees nie, maar ek onthou al hierdie kinders het buite hierdie groot huis, dis regtig soos 'n kasteel, gestaan en elke kind, elke tiener, elke jong volwassene, elke persoon wat teenwoordig was, het aan die begin van hierdie plek 'n naamkaartjie gehad, wat spesifiek op 'n koord deurgeweef was in die huis. En elke persoon se koord het anders gelyk. As my koord hier afgaan en daar regs en daar opgaan, is die volgende persoon se koord dalk hier deur en so om en so deur en agterom. Maar elke liewe persoon het 'n verskillende koord gehad met hulle naam. Om so op die ou einde tot 'n groot geskenk te kom. So ek wil graag hê om te dink, wat sou jou persent wees as jy dit sou oopmaak? Maar daar's 'n koord vir elke een van ons. En hoe dit lyk met die toepassing van die storie wat ek gaan deel nou. So stel jy voor hierdie rooi koord wat in die huis loop. In elke vertrek, deur elke area, miskien geweef onder deur die bed. Ek sou nou nie voorstel dat jy onder deur die bed klim nie, maar van ons gaan, want dit is childlike 5. Dit is lekker om onder deur beddens te klim. Ek weet nie, ek het dit lanklaas gedoen. Elke deur, elke venster. Ek weet nie, wanneer laas het julle onder deur 'n bed geklim? Ek kan nie, myne is so, is bietjie moeilik, nee. Maar om met hierdie koord te beweeg waar hy jou lei, jy mag hom nie los nie. Dis die reël, jy mag hom nie los nie. Waar daar die koord is, kom veiligheid en beskerming. Hierdie veiligheid en beskerming is nie net, want jy weet nie, dit mag dalk 'n donker paadjie wees. Veiligheid en beskerming, dis geroep vir jou vir daai moment ook. Dis jou koord. Jy loop in wat waarheen hy jou vat. In die Bybel leer ons ook van iets soortgelyks. 'n Skarlakenkoord. Sekere translations, sekere vertalings praat van die skarlakenkoord. Ander dele in die woord praat van die rooi koord. En ek gaan 'n Engelse woord ook gee, ek love Engels. Vergewe my, the scarlet thread of redemption. Dis my hart vanoggend met die woord wat ek gevoel het die Here op my hart gesit het. Ons volg hierdie rooi koord, dit begin reg deur die woord, van die tuin van Eden af, en ons sien daai koord reg deur weef tot in met die kruis toe. So as ek vandag profeties praat, daar's baie ingebid vir vanoggend. Ek gaan nie verskoning maak nie, want ek glo dis hoe die Here werk. Daar's prophetic idees of prentjies wat hy kom skep om sy woord te openbaar ook. En om te dink aan hierdie koord, dit gaan die rooi lyn, die rooi lint, die rooi koord geweef wees reg deur die woord wat ek gaan bring vandag. As ons kyk na die praktiese vraag, hoe leef ons
as mense in die koninkryk vandag. Dis al 'n geruime tyd wat ons deel oor die koninkryk van God, wat die koninkryk van God is. Hoe lyk die lewe in die koninkryk van God? En vandag voel ek hoe die Here net dit kom vasbind met die rooi koord wat reg deur die woord loop. Laat dit in jou hart insink vir oggend, kerk. Die woord is nie net in die Bybel nie. Dit wil in jou lewe wees, in jou huis, deurgeweef in jou kinders. Daai rooi koord. So eerstens vanoggend kyk ons na die gebroke koord. In Genesis 3 vers 21. Ek gaan so lank voorlopig vra, julle hoef nie daar oop te maak nie. Die skrif waaruit ek gaan lees is Joshua 2, so julle kan al julle plekkie kry daar. Maar Genesis 3 vers 21 waar die eerste rooi koord, ek sit dit in hakies, want hy praat nie spesifiek van 'n rooi koord nie, maar die simboliek van die rooi koord volg na die bloed van Jesus wat die verlossing gebring het. In Genesis 3 vers 21 in die nuwe lewende vertaling, Karen gaan vir ons die 33 vertaling ook opsit. So ek gaan dit lees uit die nuwe lewende vertaling, julle kan daar ook lees. Toe het die Here God vir die mens. Partykeer sê ons vrouens, mens moet gou dit doen, mens moet gou dit doen. Die man, die woord sê, toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Ek wil ons terugvat wat in Genesis gebeur het, die sondeval. God het toe al inisiatief gehad, 'n plan gehad vir die verlossing van die mens. Daai rooi koord het begin in die tuin van Eden. Verlossing, want hy was lief vir sy mense. Wanneer ons kyk na, ons dink partykeer ons lewe moet perfek wees. Adam en Eva het gaan klere vat en dit saam werk die vyeblare as klere om hulle self te bedek, om skaamte weg te steek. En God het, hy wou nie hê dat hulle met skaamte loop nie. Daar was hoop en daar was verlossing. God het hulle meer gegee as wat hulle moes toekom. Dis genade. Hy het die eerste stap geneem, sy inisiatief, om hulle redding te bring, deur die eerste dier wat geslag was, die eerste bloed wat gevloei het, en toe het hy hulle bekleed met die dier se vel. God sien jou, selfs in jou gebrokenheid. Aanvaarding kom deur sy genade, nie deur jou prestasies nie. Dis net uit genade. Dat ons die koninkryk kan betree, dat ons hierdie rooi lyn, hierdie rooi koord kan vashou en weet, ons het iets waaraan ons kan vashou. Dit het begin in die tyd van Eden. Deel 2, so ek gaan so deel 1, deel 2 as julle notaatjies maak. Die hangende koord, geloof wat hoop. Ons lees 'n storie van Raab. Ek is so dankbaar die kinderkerk het begin. Nou kan ek daarom lees wat die woord sê, sonder om skaam te kry. Okay, so die storie van Raab, Joshua 2, ek gaan vir ons lees van vers 11 tot 21, maar ek het gevoel om hierdie deel uit die New King James Version te lees. And as soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on the earth beneath. Dis wat Raab self vir die spioene sê. Now therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So the men answered her, Our lives for yours, if none of you tell this business of ours. And it shall be, when the Lord has given us the land, and we will deal kindly and truly with you. Then she let them down by a rope through the window,
For her house was on the city wall. She dwelt on the wall. And she said to them, get to the mountain. Let the pursuers meet you. Hide there 3 days until the pursuers have returned. Afterward, you may go your way. So sy het hulle nie net weggesteek nie. Sy het hulle gehelp om 'n ander pad te kies sodat hulle nie gevang word nie. It goes beyond. So the men said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home, so it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on your head if the hand is laid on him. And if you tell this business of ours, then we will be free from your oath, which you made us swear. Then she said, according to your words, so be it. And she sent them away, and they departed. And she bound the scarlet cord in a window. Is in die storie van Rahab in Jericho. Sy was 'n prostituut. Sy het geglo dat om self afhanklik te wees, om self sorg toe te pas, self eie plan, eie plek, eie dinge in plek te sit, dit was haar voorland, kan ek amper sê. Dis wat sy geken het. Die interessante deel wat ek raak gelees het in die woord was, met die Kanaaniete, hulle die prostituie so hoog geag, even though dat sy gejok het, hulle haar geglo het, hulle het haar as 'n Kanaanitiese priesters, 'n priestersvrou in beheer gesien in die prostitusie deel. Hulle het haar hoog geag dat hulle nie haar bevraagteken het omdat sy gejok het nie. Nou hier is die ding, daar's 'n deel in die skrif wat sê, he is God in heaven above and on the earth beneath. Sy proklameer met haar mond dat God die God is van bo en van die aarde. Hoe is dit moontlik dat 'n Kanaanitiese vrou wat so vasgevang is in die Kanaanitiese manier van dinge, die leefstyl, die geloof, dat sy kan proklameer wie God is? Die woord sê dat sy die enigste een is wat nie 'n verharde hart gehad het nie. En daarom het God 'n weg gemaak vir haar redding, maar eintlik vir die spioene ook. En vir die land, the promised land to be entered. Jy sien, Joshua het 'n plan gehad om die Israeliete in hierdie plek in te kry van die promised land, die beloofde land. Joshua het hierdie plan gehad, maar julle moet gaan spaai, ons gaan seker maak hoe lyk hierdie dinge. Op die ou einde het God lankal die rooi koord ingeweef. Nie net vir die redding van die Israeliete nie, maar vir 'n vrou wat eens op 'n tyd vasgevang was in prostitusie. God het Rahab se hart deursoek, en al was die hele stad verhard teen God, het sy geglo. Haar geloof het haar en haar huis gered. In die veld waar ek loop met berading, dink ek partykeer, daar's soveel vrouens, en hierdie is nie om vrouens, ek het gesê ek gaan nie dit deel nie, maar ek voel om dit te deel. Hoeveel van ons vrouens sit partykeer en sê, maar my man moet opstaan? Ja, dis die orde van God. Maar hier sien ek hoe Rahab 'n begeerte in haar hart gehad het. Sy kon kies. Spioene nie, ek soek 'n groter land. Julle het mos nou als. Ek soek meer geld, want julle kry als. Haar begeerte in haar hart was dat haar huis gered is. Hoeveel van ons vrouens sit vanoggend hier en daar buite met wie ons te doen kry, wat 'n begeerte het dat hulle huise gered word en nie hoop het nie. En die Here kom wys Rahab uit en hy sê, maar sy het 'n begeerte dat haar huis, haar pa wie sy eer, tot redding sal kom. Haar kinders.
Sy het die rooi koord by die venster hang. 'n Eenvoudige koord. Dit klink soos 'n eenvoudige koord. Maar dis 'n koord van gehoorsaamheid. 'n Koord van geloof, omdat sy in God geglo het. Dink by jouself, ek moes, as ek hierdie koord hang by 'n venster, is my hoop in hierdie koord, of is my hoop in God? Hierdie is net 'n simbool. Dis net 'n simbool van wat hy kan doen. Ons gebruik salfolies baie. Dis net 'n simbool. Haar geloof het haar gered. Omdat sy geglo het en gehoorsaam was, is sy en haar familie gered toe die Israeliete Jerigo oorwin het. Haar lewe het totaal verander, vanuit skuld en skaamte, na eer en deel van God se plan van verlossing. Sien, hoe lyk dit prakties vandag? Sien, Rahab, as daar klein kindertjies was, moes sy nie gereeld gaan kyk het of daai tou nog in plek is nie. Wat as hulle aan die tou karring? Hoi, mamma, wat's die? Sou die wind waai en die koord dalk skuif? Sy het seker gemaak dat haar wese om daai koord draai. Want haar redding het van dit afhang. Haar lewe en haar familie se lewe daarvan afhang. Haar hele wese was gerig op hoop. Die koord as simbool van redding deur God. En daarom was dit vir haar 'n plek tussen lewe en dood. Sou dit nie 'n plek wees nie, wat dan? Kyk, God maak altyd 'n weg, verseker. Maar sy het 'n opdrag gehad. Ons is geroep om ons geloof prakties uit te leef. Wat as hierdie koord wat geweef is deur jou huis, onder jou kussing deur, onder die bed deur, in die kombuis deur, die kombuiskaste, wat as hierdie koord deur die badkamer se deure gaan? Wat as hierdie koord deur jou tieners se slaapkamers gaan, waar die deure toe is? Wat as hierdie koord aan die buitedele van die erf omgespan word, wat redding, simboliek tot redding is? Hoe lyk dit prakties? Rahab het met haar mond erken en bely wie God is. Ons is geroep om te bid. Ons is geroep om elke deel van ons lewens in te span tot eer en verheerliking van God se heiligheid en sy waardigheid. Die koord is 'n simbool van geloof wat gesien en gehoor kon word. Sy het dit nie net getuig nie. Sy het ook gehoor en sy was gehoorsaam. Deel 3. Die geweefde koord. God se insluiting van die onwaarskynlike. Dis 'n interessante deel wat ek voel ek graag wil deel vanoggend ook. Uit Matteus 1. Matteus 1 praat van die geslagsregister van Jesus. En daar's 4 vrouens in die geslagsregister, Maria is die 5de een. Maar 4 vrouens wat ingewikkelde lewens gehad het. Dit was Tamar, Rahab, Rut en Batseba. Daai 4 vrouens word genoem in die geslagsregister van Jesus. En ek vra vir die Here, dis my baie interessant en ek gaan lees. En die storie van Tamar, sy was in 'n posisie, ek vra, gaan lees dalk bietjie meer in agtergrond oor Tamar. Daar's soveel wat ek kan deel, wat ek kortliks gaan deel nou. Maar met Tamar, daar was 'n deel wat sy getrou het tot 'n man en sy moes hierdie man se kinders baar. Maar haar inheritance, dit wat haar toe moes kom met die nageslag van haar kinders, was nie in plek nie. Want haar man het haar weerhou om kinders te baar. Ek wil amper sê sy was desolate, sy was afgesonder met seer en sy kon nie verstaan hoekom nie. En soveel so wat sy 'n manier gekry het om uiteindelik kinders te baar. In daai koninkryk nageslag.
Hoekom is sy genoem in Jesus se geslagsregister? Perez, haar seun, wat eerstegebore is, God het dit so gewil. Die ander seun, sy 'n tweeling geboor. Okay? Die eerste een het sy hand letterlik deur die geboortekanaal gedruk. En die vroedvrou het 'n rooi tou om sy arm gesit en gesê hy is die eerste een wat gebore is. Maar toe trek hy terug. Dis interessant, ek het dit nog nooit gelees tot ek gaan lees dit nie. Dis Perez gebore, wat nie die koord om sy arm het nie. En sy naam beteken deurbreek. Hy het 'n weg gemaak om deur te breek, want deur sy lineage het Dawid gekom. God het 'n plan met die rooi koord. Perez het deurgebreek ten spyte van. En die tweede broer was toe gebore met die rooi koord om sy arm. Hoe werk dit in die Ou Testament? Die seun wat eerstegebore is, kry die inheritance. En God het dit so bestem dat Perez eerstegebore moes wees. Rahab se rooi koord het hoop gebring. Goed kom herstel van 'n vrou wat gebroken was. Rut. Rahab se seun was Boas, met wie Rut getrou het. Ek het dit nie geweet nie. Deur dit, Batseba. Wat interessant is, as ons kyk na vers 6, Matteus 1 vers 6, sorry. And Jesse begot David the king. David the king begot Solomon, by her who had been the wife of Uriah. Hoekom is haar naam nie genoem nie? Want die bloed van Jesus was skoon, witter as sneeu. Haar naam was op 'n plek in die woord waar sy sonde gedoen het en 'n kind gebaar het. God het dit kom skoon was. Haar eerste identiteit, wat pure was in haar eerste man, herinner die woord ons aan. Maar bo-op dit, het haar kom skoon was in haar identiteit. So met Rut ook. Rut het nie identiteit gehad, sy het nie 'n toekoms gehad nie. But she trusted Naomi's God. En so is sy die lineage van Jesus ook, in die geslagsregister voorgegee. En dan die 5de vrou is Maria, van wie Jesus gebore is. Verlossing maak nie foute, of verwyder nie ons foute nie. Jy sien, partykeer dink ons moet skoon na Jesus toe kom. Hy sê nee, my bloed was jou skoon. Verlossing verwyder nie ons foute nie. Dit transformeer ons foute. God se koninkryk is inklusief. Almal. Buitestanders, gebroke mense, onvolmaakte lewens is altyd welkom by hom. Maar weet die, jy gaan verander ten goeie mee vir die wat hom liefhet. Jy sien, verlossing bring transformasie. En in die transformasie kan ons die koninkryk betree. Wat is die koninkryk van God? Geregtigheid, vrede en vreugde. What is the kingdom of God? Righteousness, peace and joy. God se koninkryk, wanneer ons in verlossing loop, dit was sy plan, dat ons in die koninkryk in die volheid daarvan kan loop. Ons persoonlike geskiedenisse, mislukkings, stryd, verwyder ons nie van God se plan nie. Dis nie wie hy is nie. Inteendeel, the blood calls out. Daai rooi koord is deurgeweef deur elkeen se lewe. En daar's meer. Ek skryf hierso, dis uitputtend as ons verlede probeer wegsteek. Dis uitputtend as ons sonde probeer wegsteek. Onwetend, wetend, dat hy alles weet, alles sien en alles is. Laat toe dat God jou verlede
jou mislukkings, jou sonde, inweef in sy koninkryksplan. Want daar's altyd iets moois wat daar vanaf kom. Net hy kan dit doen. Sy verlossing strek genade uit na die wat onwaardig voel, die wat nood het, of emosioneel swaar trek. Geloof, hoop en genade is alles bevind in hom. Sien, wanneer ons begin erken dat ons storie deel van God se koninkryk is, verander alles, al lyk dit te mekaar. Ons het dit gesing vanoggend. Hy is op die rots. Daar is geen geskiedenis, as ons terugkyk in die Bybel, te gebroke vir God om verlossing te bring nie. Ek dink aan die deel in Exodus waar hulle die lam moes slag en die deurposte moes verf met die bloed. Hoekom? Dat die doodsengel nie verby kan kom vir die eerste geborenes wat sou sterf nie. Again, die skarlakenkoord van hoop tot hom om te red. Hoe lyk jou koord in jou lewe vandag? Waar het jy die koord van hoop nodig? Die koord van verlossing. Waar het jy verlossing nodig? Is daar hierin goed wat jou vashou, gebond hou, waar hy kan sê, breek los. My genade is daar. Koninkryk bou op verlossing, nie perfektheid nie. Ons hoef nie perfek te wees nie, maar ons verander. Rahab het gejok oor die spioene, want sy het nie in die volwassenheid van haar geloof al geloop nie. Maar ek glo sy het geleer. Wat interessant is in die woord, sy het met een van die spioene getrou, wat deel van die geslagsregister van Jesus is. Het is interessant hoe die Here dit so bestem het. Die een wat gaan wegkruip het, by wat haar man geword. God is intentioneel in alles. Ons sien dit dalk net nie altyd nie. As ek kyk, niemand is te ver vir God se genade nie. Jy weet, in my lewe, op 'n tyd, het ek ook so gedink. Op 'n tyd in my lewe het ek ook gedink, God se genade is nie vir my nie. Ek is vuil, ek verdien dit nie, ek hoort nie in sy koninkryk nie. My gedagtes, my hart, my lewenskeuses was nie in hom nie. En ek voel regtig daar's net so 'n invitation, soos 'n uitnodiging die hele tyd, kom terug. Die hele tyd, kom terug. Jou verlede bepaal nie die plek in sy koninkryk nie. Want as jy inkom, is jy 'n nuwe skepsel. Jou verlede, van waar af jy kom, waarmee jy nou besig is, dit bepaal nie jou plek in die koninkryk nie. Hy kan dit gebruik, as jy bereid is. As Rahab die rooi koord kon kry as 'n simbool van verlossing en redding, en kon deel word van die Messias se bloedlyn. In watter area van jou lewe het jy die koord van hoop en genade vandag nodig? Want daar's 'n invitation, daar's 'n uitnodiging die hele tyd. Deel 4, die kruis en die koninkryk. Ons kyk na Hebreërs 9 vers 22. Ek gaan net refer tot dit, Karen gaan dit vir ons opsit. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. Die rooi koord van die begin van die woord af regdeur tot die kruis. Sonder die vergieting van bloed is daar geen vergifnis nie. Kolossense 1 vers 13 tot 14. Hy het ons uit die mag van die duisternis gered en ons die koninkryk van die seun geneem, in wie ons verlossing deur sy bloed het. Die skarlakenkoord is die simbool van Jesus Christus aan die kruis, wat sy bloed vir my en jou se verlossing kom vloei het. Dis weer 'n uitnodiging. Johannes 19 vers
pragtig. Dit is volbring. Die bloed is genoeg. Kan die skarlakenkoord bereik sy volle betekenis by die kruis. Johannes het geroep en gesê, Behold the Lamb of God, die perfekte lam. Die skering van die voorhangsel. Ek deel met Pastor Willem donderdag. Ek het nie geweet nie. Die voorhangsel van die tempel was deur die cherubim, die engele, geweef. Want dit was so groot. Geen mens kon dit skeer nie. Dis nogal vir my eye-opener, ek hoop vir julle ook is 'n aha moment vir my gewees. Daar was 'n skarlakenkoord geweef in die voorhangsel. Ek het dit nie geweet nie. Met blou en pers. Die priester se kleed was rooi, blou en pers, dele geweef met goud. Want dis vir sy glorie. Die rooi koord daarin geweef. En so het God die voorhangsel geskeur vir ons toegang tot hom direk. His blood did that. Lekker julle. Redding, vrede en vreugde is beskikbaar. That's the kingdom of God. Verlossing is nie net vergifnis nie. Partykeer dink ons is verlos, ons is vergewe, nou het ons die koninkryk. Onthou, dis transformasie. Ek wil nie wees wie ek gister was nie. Ek wil beter wees. Ek is nie meer die mens, en my man kan getuig daarvan, ek is nie meer die mens wat ek 14 jaar terug was nie. Ek wil veranderd en vernuwe bly in hom. Die wat my ken, ek sê altyd, ek wil in die weë van die Here bly. Hoe lyk dit? Daai skarlakenkoord. Hoe kan jy vandag jou lewe leef as 'n teken van die voltooide verlossing? Gaan dit anders lyk as gister? Ek hoor weer 'n uitnodiging. Deel 5. Die koord gaan voort. Die verloste bruid en die koninkrykslewe. Ek het so geraak aan dit nou. Ek gaan nou begin afhandel. Ek lees Hosea, die boek van Hosea deur. En ek journey nou al 'n geruime tyd in die boek van Hosea. En ek lees in Hosea 2 vers 15. Ek gaan van vers 14 af lees. Ek het nou nie vir Karen gesê nie, skus Karen. Die hoofopskrif daar is God's mercy on his people. Dis uit genade uit. Vers 14 sê, Therefore behold, I will allure her, will bring her into the wilderness, and speak comfort to her. I will give her her vineyards from there, and the valley of Acher as a door of hope. Ek weet hierdie is baie random. Hosea 2 vers 15. Die storie van Hosea, as jy gaan lees oor hoekom God die boek van Hosea in die Bybel vandag het, daar staan dat God het Hosea hoog geag vir hierdie difficult ministry waarna hy kan beweeg. God het hom gevra om met 'n prostituut te trou. Dit het nie vir my kop sin gemaak nie. Hier's 'n vraag. Wat as die liefde wat Hosea vir sy vrou gehad het, wat nie by die huis geslaap het nie, wat hy aanhou lief gehad het, wat as dit die liefde is wat God vandag vir ons het? Want dit is. Ons kies hom nie elke dag nie, maar hy kies ons.
Dis die skarlakenkoord reg deur die woord. Sy het sy bloed nodig gehad. Hoop het Rahab gehad. Hoekom deel ek Hosea 2 vers 15? Want die hoop in die Hebreëse vertaling praat van tikwa. Tikwa is Rahab se rooi skarlakenkoord vir ons. Tikwa. Alles is deurgeweef in die woord. Verlossing in hom, hoop in hom. Tikwa. Dit dui op die koord van Rahab. Rahab, hierso staan, Tikwa occurs 33 times. In Joshua 2 verse 18 and 21, it is translated as a line or a cord. Rahab was instructed to the scarlet tikva, the cord or hope, in her window as her hope for rescue. Miskien sit jy vanoggend en jy het hoop tot redding. Die goeie nuus is, dis vir ons gegee. Die goeie nuus is dat ons nie hoef te struggle en waarmee ons struggle nie. Want die woord sê ook dat Jesus gekom het in die vlees sodat hy verstaan waardeur ons vandag gaan. Hy is die hoop en by hom kan ons sit. Die deel van die vallei van Aker beteken the place of hard places. I see. Dit is die vertaal. Soos as jy gaan oopbreek wat Valley of Aker beteken, dis 'n plek van hardheid, van wilderness, 'n moeilike plek. En dan sê die woord, as a door of hope. Hy sê, ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar hy's hoop. Kom haal dit. Jy sien waar daar skaamte was, het genade kom skyn. Rahab, waar daar gebrokenheid was, vloei seën. Rut, sy het haar man verloor, sy was lief vir haar man. En daar waar daar ballingskap was, het hulle identiteit, hulle het behoort gekry in die koninkryk. So hoe lyk hierdie prakties in ons lewe vandag? Ek ervaar so hoe Heilige Gees my sê terwyl ek hierdie tik, beskerm die koord en sien met gedeel geanker. En ek het hier geskryf, beskerm die koord. Hou jou hart geanker in Christus. Sien met dit gedeel. Vertoon die koord. Leef jou geloof sigbaar en aktief. Rahab het getuig. Sy het dit nie vir haarself gehou nie. Ja, maar by die werk, ek weet, ek het ook in sirkulêr vir jare gewerk. Dit sluk 'n mens in. But what if we think differently? Dat ons die lig is. Dat die lig eintlik duisternis insluk. Verwelkom buitestanders. Maak ruimte vir ander, ek dink aan Boas. Genade vir dit God. Herstel die wat val. Wys genade en barmhartigheid. Daar is een ding wat ek kan getuig vandag. Ons dien 'n God van tweede kanse. En ek kan amper byvoeg, derde en vierde en vyfde kanse. Ek en my man self, Derek, ons het self deur 'n egskeiding gegaan. En vir 6 maande nie by mekaar nie. Maar die Here het ons saamgevoeg weer. En vandag is daar 'n rooi koord van hoop in ons huwelik regdeur. Hy's getrou. Ons lewe lyk vandag anders as 14 jaar terug, 15 jaar terug. Ons was in die wêreld. Herstel die wat val. Gee hulle goeie nuus. Ons dien 'n God van tweede kanse. Eer ons koning. Sy bloed vir my en vir jou.
in alles. Jy sien, die koord het nie net by die kruis geëindig nie. Dit loop deur geslagte, nasies en in ons lewens in. Ons kinders se kinders, ons kinders se kinders se kinders. Dit kan Poster hulle ek gaan iets share nou. So, sorry nee, julle met my recap. Ek beleef Maria het Jesus gebaar. As daar 'n ding soos bloedlyn vloeke was, hoe sou Jesus geen sonde gehad het nie? Sy bloed was skoon. Ons kinders hoef nie te sit waarmee ons gesit het nie. Ons kies dat hierdie koord van hoop, van verlossing en van redding in ons lewe en ons nageslag ingeweef kan wees. As ons besef dat die bloed genoeg is, en ons kinders weet dit, en ons kinders se kinders onthou dit, 'n stone of remembrance as hulle ewen moet, iets wat jy inweef in hulle DNA in, iets wat jy inweef in hulle gedagtes en in hulle harte in. Hulle sal dit onthou. Train up the child the way they which they should go. Net hierdie vir ouers. Daar's krag in wat ons bid oor ons kinders. Daar's krag wanneer ons vertel van ons storie van gebondenheid na verlossing. En dan is daar genesing. En dan is daar invitation. Dis okay as jy 'n fout gemaak het. Genade. Met die skarlakenkoord reg deur die woord, weef God sy bruid weer saam. Ons kyk in Openbaring, Jesus kom met 'n kleed vol bloed. Dit eindig in Openbaring. Vir wie kom hy? Vir sy wit gewaste bruid wat deur sy rooi bloed gewas was. Die koord dui aan verlossing deur Jesus se bloed vir jou en vir my, vir ons kinders en die daarna. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. As jy wil saamblaai, 1 Korintiërs 6 vers 19. Die woord sê, of verstaan julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. Ek het ervaar hoe Raab dit wat sy geken het, neergesit. Om soveel so deel van die geslagsregister te kon vorm. Sy het nie dit geweet nie. Niemand het na haar toe gegaan en vir haar gesê, jy gaan in die lineage van Jesus wees nie. Daar's genade. Haar naam is genoem. Soveel so dat ewen in Hebreërs die woord dit uitbrei oor wie Raab was, maar daarna by die manne het hulle net die manne se name genoem. Nie dat ek die manne minag nie, want voor dit was daar profound goed genoem. Alwyn het gepreek oor geloof wat beweeg uit Hebreërs 11 uit. Voor dit was daar manne genoem wat in krag geloop het, in genade geloop het. Na dit geloof wat geaktiveer is, ook van manne. Vandag wil ek net noem van die skarlakenkoord. Hoekom Raab en al die ander vrouens vir my uitstaan. En hoe daar genade is. Vandag wil ek julle uitnooi. Leef as bewys dat jy bedek is deur sy bloed. Hoe lyk dit? Wandel in geregtigheid, vrede en vreugde. Is dit moeilik? Dit moenie wees nie. Want dit is die koninkryk van God. Ons het gekies om daarin te wandel.
Verlossing vestig die koninkryk in ons harte, dit vervestig die koninkryk in ons families. Dis die koord deur ons huis, deur ons gesinne geweef. Hierdie redding in die bloed is dit eenmalige redding. Dis klaar, dis volbring. Maar hoe lyk ons lewe daagliks? Is dit nie 'n neerlê van self nie? Raab het self gesorg. En sy het geweet, sy gaan haar lewe met neerlê vir hom. Kan ek vir ons bid? Ons maak toe ons oë. Ek beleef net vanoggend, soos wat ek net weer deurlees, deur wat die Here op my hart gedruk het, in die woord tikwa, hoop. En hoe hierdie koord van hoop vir sekere dele van ons lewens vanoggend nodig is. Hoe Heilige Gees kom spreek en hierdie hoop kom vasmaak in ons lewens. Of dit hoop is dat kinders huis toe kom in die koninkryk van God. Of dit hoop is om weer skoon te staan voor hom. Of hierdie koord die hoop is van redding en verlossing omdat ons nie skoon gewas is nie. Of hierdie koord van hoop deurbraak nodig het. Of dit werk, huishoudelike omstandighede, finansies. Here, ek kom bid dat U ons as 'n huis van gebed sal kom herinner dat die bloed vir ons genoeg is. Jesus, ek bid dat in daai dele waar daar hoop kort, dat ons dit vas sal anker, ek wil amper sê, soos wat die spykers deur Jesus se hande en voete slaan, dat ons dit sal vaspen. Want die bloed is genoeg, Jesus. So Here, ons verklaar vandag dat ons U nodig het in elke area van ons lewens. Here, en dat ons sal getuig van die goedheid, die genade, that we will testify, bring testimony of who you are in our lives. Here, dat ons nie sal stil bly nie. Give us a burning zeal and desire to live for you. Jesus, is as hierdie rooi koord uit ons vensters hang, of dit vasgemaak is om ons, dat dit sal getuig van wie U is. Here, ek bid dat U ons harte sal align, soos saam sit met U hart en U plan vir hierdie as ons huis, ons family hier, ons gesinne aan die buitekant, Here, ons familie aan die buitekant. Maar Here, as ek dink aan U as koninkryk, dis die hart, dat ons harte sal brand vir Middelburg en hoop sal bring in die strate. Ons maak partykeer 'n grapie, Here, en sê ons gaan die dorp rooi verf. But oh man, how beautiful it will be when the blood of the Lamb is over Middelburg. So Jesus, we proclaim your blood over our town, over South Africa, dat ons U sal ken in alles. Here, wees ons genadig. Dankie vir die bloed. Dankie vir die redding. Dankie vir verlossing. En elkeen wat swaar ingestap het, is die hart dat ons dan sal transformeer. Dat ons liggie sal uitloop, omdat ons weet U het ons vasgebind in die liefde vir ons. Love's got everything. In Jesus' name.